Ons kyk vandag na funksies. Nou vir 'n funksie het jy altyd twee veranderlikes. Ons gebruik gewoonlik 'n x en 'n y. En 'n funksie gee vir my 'n verband tussen x en y. Wanneer elke x-waarde of elke invoerwaarde, soos wat julle in graad 9 daarna verwys het, net een antwoord gee vir y of die uitvoerwaarde, dan het ons 'n funksie. Ons noem x die onafhanklike veranderlike, want ons kies gewoonlik x en dan werk ons y uit. Y word dan die afhanklike veranderlike of die uitvoerwaarde genoem, want dit hang af van watter x ek gekies het. Ons kan funksies op baie verskillende maniere skryf. Ons kan dit eerstens in woorde doen, en ek het nou maar besluit op hierdie voorbeeld. As ek sê vermenigvuldig x met 2 en tel dan 3 by, het ek vir jou 'n resepie gegee of 'n manier beskryf van presies hoe jy die uitvoerwaarde gaan uitwerk. Jy gaan ietsie vir x kies, sê nou maar 1, 2 maal 1 dan, want vermenigvuldig x met 2, so ek gaan 1 maal 2 vat, want ek het nou 1 vir x gekies, en dan tel ek 3 daarby, en ek kry 5. So dit is my y-waarde, wanneer x 1 is. Laat ek net hier skryf. Hierdie was x, en daardie is my y-waarde. En ek het verduidelik, so dis in woorde, hoe moet ek y kry? Ek moet x vat en dit vermenigvuldig met 2 en dan 3 by die antwoord tel. Of ek kan dit met 'n formule uitwerk. Hier is my formule, y is gelyk aan 2x plus 3. Dit beteken presies dieselfde as wat ek hier in woorde gesit het. Vermenigvuldig x met 2 en tel dan 3 by. Of iemand kan dalk vir my 'n tabel gegee het, en 'n formule. Y is gelyk aan 2x plus 3 nog steeds. X-waardes is klaar gekies, en dan kan ek die y-waardes uitwerk. As x gelyk is aan min 1, gaan y net wees 2 maal min 1 plus 3, en dit is 1. So as x min 1 is, dan is y gelyk aan 1. Of as x gelyk aan plus 1 is, wat ek hier vat, dan gaan y wees 2 maal plus 1 plus 3, wat gelyk aan 5 is. En as x gelyk is aan 3, dan gaan y gelyk wees aan 2 maal 3, wat 6 is, plus nog 3, gee vir my 9. Goed, so dis nou al 3 maniere, of in woorde, of in 'n formule, of in 'n tabel, soos die een. Nou kan ons dit ook met 'n vloeidiagram doen. Julle het dit ook al gedoen in graad 8 en 9 veral. Ons het invoerwaardes, hier kan jy sien, daar is my invoerwaardes, met ander woorde my x-waardes. Ek het weer dieselfde gekies, min 1 en 1 en 3, en nou moet ek my uitvoerwaardes, my y-waardes gaan uitwerk. So dit is maar presies dieselfde ding. Ek gaan min 1 hier in die x sit, dan kry ek 2 maal min 1, wat min 2 is, plus 3 is 1. Dan gaan ek 1 insit, ek vat hierdie 1 en sit hom in, dan kry ek 2 maal 1 plus 3, wat 5 is. Of ek gaan 3 insit, dan kry ek 2 maal 3, wat 6 is, plus 3 is 9. Dan het julle ook gewerk met geordende getallepare.
Nou, ons gaan binnekort grafieke teken en daarvoor moet ons die koördinate of die punte wat op die grafiek lê ken en dit skryf ons as geordende getallepare. So, in 'n geordende getallepaar is x altyd die eerste, in die eerste plek. So, as x min 1 is, dan gaan y, kom ons kyk net hier, as x min 1 is, dan gaan y plus 1 wees. My volgende een, as x 1 is, dan gaan y 5 wees, wat ek hier kry, van 1 af, en die uitvoer is 5, en dan ook as x 3 is, gaan y 9 wees. Goed, so ons kan dit so skryf as geordende getallepare en dan van daar af kan ons die grafiek teken. Maar ek het reeds die grafiekie hier geteken, want hierdie hele video is net 'n inleiding. Ek wil net deur die belangrikste goed gaan wat julle vir vorige jare gedoen het, so ek gaan nou nie wys hoe om hom te teken nie. Ek wil net na 'n paar dinge kyk. Enige punt, kom ons kyk net 'n voorbeeld op die vorige een. Tog, daar's hy. Min 1, 1 en 1, 5. Min 1, 1 en 1, 5 was 2 punte op die grafiek. So dit sou beteken, ek gaan na my x-koördinaat wat min 1 is, so hier op die negatiewe kant, en dan moet my y-koördinaat plus 1 wees. So daardie is 'n punt op die grafiek. So my x'e en my y'e in ys, in die, selfs in die formule, is altyd koördinate van punte op die grafiek. Ek wil net nog 'n paar dinge uitwys. Daar waar die grafiek deur die y-as gaan, noem ons dit die y-afsnit. Nou jy moenie die mekaar raak met 'n y-koördinaat, kom ons maak hom beter. En 'n y-afsnit nie. 'n y-koördinaat is die tweede getalletjie in my hakkie. En soos in hierdie geval is dit 1, as ek 'n ander punt vat, kom ons doen hom hierdie slag met blou, as ek hierdie punt hier vat, is sy x-koördinaat, as ek reguit na die x-as toe gaan, min 2, en sy y-koördinaat reguit na die y-as is min 1. Dit is koördinate van punte. 'n afsnit is waar gaan dit deur die as. Onthou julle, ons het 'n y-as en 'n x-as. So my y-afsnit is waar hy deur die y-as gaan. En my x-afsnit is hier, waar hy deur die x-as gaan. Goed, nou wil ek net in die algemene bietjie na die koördinaatvlak kyk, of die kartesiese vlak, of die assestelsel, hoe mens dit ook al wil noem. Jy het 2 asse, die x-as is altyd die horisontale as, en die y-as is altyd die vertikale as. Die punt 0, 0 hier, dit is waar x 0 is, en waar y 0 is, noem ons die oorsprong. Elke punt het 2 koördinate. So as ek na die eerste punt kyk, die punt A, dan is sy x-koördinaat 1 en sy y-koördinaat 5. Om dit op die assestelsel aan te dui, sal ek dan gaan na x is gelyk aan 1, hier op die x-as, x is gelyk aan 1, en dan gaan ek op met 5 eenhede wat my dan daar sit. So hier is die punt A. Dit is die punt 1, 5.
As ek wil teken B, wat 0 min 2 is, dan weet ek weer x is 0 en y is min 2. So ek begin op die x-as en ek gaan na 0 toe. En dan sê hierdie vir my, hoeveel moet ek op of af gaan? Nou, ek moet na min 2 toe gaan, so dit is onder toe, daar is die punt B. C is die punt min 3, 3, onthou weer eens, dis x en dan y, so ek gaan na x is gelyk aan min 3, wat hier is, en dan moet ek 3 eenhede opgaan. Sien, want is 'n plus 3. Onthou, jou waardes word al hoe groter positief, soos jy opgaan, en die waardes word al hoe kleiner, of mens kan dalk sê groter negatief, as jy afgaan. Vir die x-as is die positiewe rigting die regterkant en die negatiewe rigting die linkerkant. Goed, D is die punt 4, 0. So ek gaan op die x-as na 4 toe en dan beweeg ek nie. Ek gaan nie op of af nie. So ek gaan na 4 toe op die x-as, maar ek beweeg nie op of af nie. So dit is die punt D. Ek sien ek het vergeet om C te merk. En dan E is die punt 0, 0. So ek gaan 0 op die x-as en dan beweeg ek nie op of af nie. So dit is daar die punt, dis die punt E. Dit is die punt wat ons die oorsprong noem.